Nou jy wonder seker wat dit alles beteken. Kom ek verduidelik. Jy en ek en elke ander mens wat nog ooit bestaan het, het presies dieselfde wetenskaplike naam. En daardie naam is Homo sapiens. Dit beteken die wyse mens. Ons verdien nie aldag so 'n vleiende naam nie, want ons doen soms baie dom dinge, nie waar nie. Die twee dele van daardie wetenskaplike naam is amper soos jou van, Homo, en jou naam, sapiens. Die regte benaming vir jou van is eintlik genus, en vir jou naam is spesie. Net so bestaan die wetenskaplike naam van alle lewende organismes ook uit twee dele, die genus en die spesie. Die leeu se van en naam of genus en spesie is Panthera leo. En die van die luiperd is Panthera pardus. Albei is dus van dieselfde genus, Panthera. En albei, tesame met al die ander katspesies en variasies, is ook van dieselfde familie, die katfamilie, met die naam Felidae. Dan word hulle nog verder onder dieselfde orde en klas en filum en uiteindelik onder die diereryk geklassifiseer, maar ons wil nie in so baie besonderhede ingaan nie. Ons stel net belang in die spesie, die genus en die familievlak van klassifikasie. Baie spesies vorm 'n genus en baie genera, dit is die meervoud van genus, vorm 'n familie. Dit is hoekom daar meer spesies as genera en meer genera as families is. Volgens God se woord is die oorspronklike soorte met duidelike aparte genepoele geskape. Jou genepool is amper soos 'n genetiese gereedskapskis wat 'n menigte oplossings bevat om jou te help om by moontlike toekomstige omgewingsveranderinge aan te pas. Elke oorspronklike soort het uit minstens 2 lede bestaan, manlik en vroulik van dieselfde soort, en hulle kon voortplant om nakomelinge van hulle eie soort voort te bring. Een soort, byvoorbeeld 'n hondsoort, kon nie met 'n ander soort, byvoorbeeld 'n katsoort, voortplant om 'n vrugbare nageslag voort te bring nie.